Hi daar, baie welkom by ons aanlyn diens. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Dis vir my 'n groot voorreg om jou te kan groet in die groot en heilige naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam. Baie dankie dat jy vandag die keuse gemaak het om hier ingeskakel te wees. Ek weet daar is soveel opsies op die internet, maar jy het vandag die keuse gemaak om hier te wees en daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie. My gebed is eenvoudig, mag die Here jou ontmoet op daai spesifieke plek waar net hy kan ontmoet en mag jy soveel seën uit vanmôre se boodskap ontvang. Mag jy die boodskap geniet en mag jy dit deel met jou vriende waar ook al jy gaan. Geniet dit. Nou ja, ons is amper klaar met ons spreekreeks rondom gebed en vanmôre gaan ons bietjie verder. Vanmôre gaan ons bietjie dieper. En ek wil hê jy moet besef daar is oomblikke in 'n mens se lewe wanneer dit voel asof die grond onder jou uitbeweeg. Het jy al so gevoel, kan ek jou hand sien, want jy voel net, jy weet nie meer wat om te doen nie, dit voel of die grond net onder jou begin beweeg. Alles wat altyd vas en seker gevoel het, begin skielik wankel en onseker voel. Dalk is dit 'n diagnose wat jy gekry het wat alles verander. Dalk is dit 'n finansiële krisis, dalk is dit konflik in die huis, dalk is dit 'n kind wat afdwaal, dalk is dit werksekuriteit wat skielik verdwyn, wêreld wat onstabiel raak en die oorloë wat plaasvind wat die lewenskostes opjaag. Net so tussen hakies, ek lees 'n artikel in die week wat hulle sê dat hulle voorspel dat soos dinge nou lyk, gaan ons so tussen 6 en 8 rand duurder vir petrol en diesel betaal volgende maand. En dit jaag natuurlik die lewenskostes op. Maar skielik voel jy asof jy nie meer vas staan nie. Die grond beweeg te veel onder jou. En familie, die Bybel ontken nie hierdie realiteit nie. God se woord is eerlik en reguit oor die feit dat selfs gelowiges tye gaan beleef wanneer alles rondom hulle skud. Daarom sê die woord vir my en vir jou in Psalm 46 vers 2 tot 4, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy omstuimigheid. Let op daardie drastiese woorde, daai dramatiese woorde wat die skrif gebruik. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreis en skuim die waters, al skud die berge. 'n Eerlike realiteit. Dis nie maar ook wat ons vandag beleef in ons lewens nie. Maar in die middel van hierdie chaos sê die psalmdigter vir ons, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming, daarom is ons nie bang nie. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming, daarom is ons nie bang nie. Nie omdat die wêreld stabiel is nie, maar omdat God stabiel is. Omdat God stabiel is. Jy en ek moet weet, as God se kinders, gaan ons ook skudding beleef in ons lewens. Ons dink soms geloof beteken 'n vrye lewe, 'n stormvrye lewe. Dit beteken dat dit gaan net 'n pad wees van rose. Dit gaan net 'n maklike pad wees. Maar ek wil vir jou sê, baie kere steek die dorings ons. Die Bybel sê vir ons iets anders. Hy sê selfs die grootste geloofshelde het tye beleef wanneer die grond onder hulle weggeneem is. Soos Dawid. Dawid skryf in Psalm 13 vers 2. Hy sê, hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Dit is 'n gebed van 'n man wat voel of die wêreld wankel. 'n Eerlike gebed. 'n Gebed wat gevul is met seer. 'n Opregte, dringende soeke na die Here. Sy wêreld is geskit. Nog 'n voorbeeld van iemand wat sy wêreld geskit is natuurlik Job. Job verloor binne enkele dae alles. Sy kinders, sy besittings en sy gesondheid. En tog na al hierdie verlies en al hierdie seer wat hy beleef het, sê hy vir ons in Job 1 vers 21, hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem. Mag die naam van die Here geprys word. Hierdie woorde bevat 'n fokus soos geen ander. 'n Fokus op die Here, al is die pyn baie diep. 'n Fokus op die Here, al verstaan hy nie wat besig is om met hom te gebeur nie. 'n Fokus op die een wat die wêreld in die palm van sy hand vashou. Ek hou so van Charles Spurgeon se woorde wat hy skryf. Hy sê, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Selfs golwe
in ons lewens, golwe wat ons tref, kan ons nader bring aan Christus. Maar die teendeel is net so waar. Partykeer kan 'n storm ons vir my en vir jou wegneem van Christus af. En daarom toets storms my en jou fondasie. Jesus vertel van 'n gelykenis wat direk met hierdie onderwerp praat. In Matteus 7 vers 24 tot 25. Hy sê elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op die rots. Die storms het gekom, die winde het gewaai, die reën het geval, maar die huis het bly staan. Waarom? Die antwoord lê in die fondament. Die verskil tussen die twee huise was nie die storm nie, dit was waarop hulle gebou het, die fondasie. Tim Keller skryf in een van sy boeke, hy sê, you never really know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. Wanneer die grond beweeg, ontdek ek en jy waar ons fondament lê. Ontdek ons werklik hoe ons fondasie lyk. Wanneer die grond onder ons begin skud, ontdek ek en jy waarlik waar ons staan met die Here, hoe ons verhouding met hom is. God laat soms dinge skud in ons lewens om die ware jy te laat bly staan. Hebreërs 12 vers 27 sê, die nog een keer wys daarop dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, plek sal maak vir die onwankelbare ewige dinge. Ek wil hê jy moet besef vanmôre 'n belangrike ding. God laat soms dinge skud in jou en my lewe, sodat die dinge wat nie van hom is nie, weg sal val. Hy skud baie keer ons trots, ons selfvertroue, die wêreld se sekuriteit, die afgode van die hart. Dalk is jy nie in 'n wagtydperk soos wat ons verlede week daar gekyk het nie, maar dalk is jy in 'n skudding fase in jou lewe. Dalk is die Here besig om jou juis te skud, sodat die goed wat nie daar moet wees nie, op die einde sal afval. Augustinus het geskryf, hy sê, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. En daarom moet ons weet, storms openbaar wat in die hart leef. Storms openbaar wat in die hart leef. Markus 4 bevind die disippels hulle in 'n groot storm. Golwe slaan teen die boot, winde brul, en waar is Jesus? Hy slaap. En vir daai oomblik wat hulle in die storm is, vir daai oomblik wat hulle dit beleef wat die storm vir hulle bring, die winde wat waai, die golwe wat druis, die waters wat vloei, al daai goed wat in daai storm gebeur. Maar hulle vergeet van een ding. Jesus is saam met hulle in die storm. Jesus is saam met hulle in die storm. Die disippels roep uit, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Gee U nie om dat ons doodgaan nie. Vergee U nie om oor ons probleme en ons uitdagings in ons lewens nie. Here, dit voel of ons gaan verdrink. Die storm het nie die see ontstel nie, dit het hulle harte ontbloot. En die storms in my en jou lewe ontbloot ons harte. Dit het hulle fondament gewys. En dan sê Jesus vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Dis dieselfde disippels wat hom fisies gesien het wonderwerke doen. Dis dieselfde disippels wat hulle geglo het in. Dis dieselfde disippels wat saam met hom die pad gestap het. Maar vir daai oomblik het hulle fokus op die wêreld geplaas en nie op die Here nie. Storms wys vir ons waar ons vrees lê, waar ons vertroue lê, waar ons fokus is en natuurlik waar ons hart is. Julle het al die bekende storie gehoor van Horatio Spafford. In 1873 het hierdie man verskriklike verlies ervaar met die groot Chicago brand, en direk nadat het hy sy familie gestuur op vakansie op 'n boot, en op 'n stadium toe sink die boot en sy vrou was die enigste een wat oorleef het. Hy het 4 dogters verloor in daardie tragedie. Sy vrou het net 2 woorde getelegram na hom toe: saved alone, saved alone. Toe Spafford oor die plek vaar waar sy dogters gesterf het, het hy die lied geskryf wat so bekend is in my en jou lewe. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well
it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul, it is well with my soul. Dit is 'n getuienis van iemand wie se wêreld geskit het, maar wie se fondament sterk was. Ten spyte van die verlies en die erge seer in sy lewe, moenie vir my sê hy het nie seer beleef nie. Hy het 4 dogters verloor. Hy het al sy rykdom verloor. Hy het seer gehad, hy het verlies gehad. Maar ten spyte van dit het hy keuse gemaak om gefokus te bly op die Here. Die storm in sy lewe het sy hart ontbloot. Die storm in sy lewe het sy fondasie oopgestel en het gewys waar sy fokus is. Familie, ek wil hê jy moet besef vermoede dat gebed is ons anker. Gebed is ons anker. Die woord sê juis vir ons in Filippense 4 vers 6 tot 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die vrede van God sal wag hou oor jou hart. Die vrede van God sal jou vashou in moeilike tye. Die vrede van God sal jou bewaar en so kan ons aangaan. Ek hou so van wat Martin Luther geskryf het en ek het dit al voorheen gebruik, maar hy sê to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Without breathing. Wanneer die wêreld beweeg, moet die kerk al dieper begin bid. Dis juis wanneer die kerk op hulle knieë moet gaan en die Here se aangesig gaan soek. Wanneer die wêreld skud, wanneer die wêreld uitmekaar uitval. Ons sien die oorlog en ons sien al die goed wat gebeur in ons wêreld. Ons sien die goed wat in ons plaaslike ekonomie gebeur. Ons sien ons plaaslike gemeenskap. Maar wanneer bid ons vir hulle? Dis juis hoekom vanaand so belangrik is, sodat ons kan bid, sodat ons saam kan kom as die kerk, as die liggaam, om die Here se aangesig te soek en om wie eerste te stel in ons lewens. Familie, besef jy dit vanmôre? Dit help nie ek en jy volg die nuus, ons bly op hoogte wat in die wêreld aangaan en ons voeter voort sonder om gefokus te wees op die Here. En op ons knieë te gaan en die Here te soek met ons hele wese. Ons is okay met 'n lou lewe. Ons is okay dat ons net hierdie lewe gaan so. Ons is nie warm nie, ons is nie koud nie. Ons bid baie kere, ons bid baie kere nie. Ons lees baie kere die Bybel, ons spandeer tyd saam met die Here en baie kere nie. Dit werk nie so nie, vriende. Ons moet nou bid, meer as ooit tevore. Ons moet nou ons fokus reg kry. Ons moet nou dadelik ons prioriteit in orde kry. Ons moet nou doen wat God van my en jou vereis en ons moet nou dadelik begin streef en leef na 'n heilige lewe. Dis waartoe hy ons roep. In Matteus 14 is die disippels weer in 'n storm. Hulle was kort in 'n storm gewees. Maar hierdie keer was Jesus nie in die boot gewees nie. Hierdie keer was Jesus op pad op die see na hulle toe. Nou dink net vir 'n oomblik in daardie omstandighede. 'n Massiewe storm is besig om los te breek. En iewes skielik sien hulle hierdie man op die water beweeg. Eerstens sal hulle self doodskrik en hulle sal dink dis 'n spook, maar toe hulle nou besef dat dit werklik Jesus is wat op die water loop, sê Jesus vir Petrus, kom na my toe. Ek wil hê jy moet daai tree uit die boot uitgee, in hierdie storm, in jou omstandighede. Ek wil hê jy moet hierdie tree gee en jy moet na my toe kom. En dan klim Petrus uit die boot uit. Hy loop op water, hy's gefokus op die Here Jesus Christus. Maar dan sê die Bybel vir ons in Matteus 14 vers 30, maar toe Petrus sien hoe sterk die winde is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Die winde het nie sterker geword nie, die storm het nie sterker geword nie, die verskil was waar hy kyk, waar sy fokus was. Die oomblik toe hy sy fokus wegdraai van Jesus af en gekyk het na sy omstandighede, dis die oomblik wat hy begin sink het. Jy sien baie keer as ek en jy so gefokus op ons omstandighede, op dit wat ons deurgaan in ons lewens, dat ons vergeet dat God is nog steeds die een in beheer. Hy is nog steeds die een op die troon. Toe hy na Jesus kyk, loop hy.
Toe hy na die storm kyk, sink hy. Waarna kyk jy vanmôre, familie? Waarna kyk jy vanmôre? Na die wêreld of na die een wat die wêreld geskaap het, die almagtige en alomteenwoordige een? Corrie ten Boom het geskryf, sy sê, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Ek wil dit weer lees. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you will be depressed. But if you look at Christ, you will be at rest. Familie, om hemelsnaam, moenie dat hierdie oomblik verby jou gaan nie. Moenie laat hierdie oomblik verby jou gaan nie. Besef vanmôre dat jou verhouding met die Here gaan nie groei nie. Jy gaan nie intimiteit met die Here beleef wanneer jy op die wêreld gefokus is nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Ons moet Jesus weer eers begin stel in ons lewens. Ons moet begin leef soos Jesus van my en jou verwag. Hy sê in sy woord, wees heilig want ek is heilig. Dis 'n oproep na heiligheid. Streef na die pad van heiligheid. En besef dat God jou rots is, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Hy is jou rots. In die Ou Testament was hy meeste van die tyd was hy verwys na die rots, die rots. Die Hebreëse woord, ek hoop ek sê dit reg, is ter, wat beteken 'n massiewe rotsformasie, 'n kraans of 'n bergrots, 'n plek van skuiling, iets wat nie verskuif kan word nie. Nou in die woestyn was hierdie bergskuilings, was dit lewensbelangrik geweest. Dit was plekke waar hulle kon skuil van vyande, van storms en van die warm gloeiende son. En daarom sê Dawid in Psalm 18 vers 3, die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en my sterk verlosser, my veilige vesting. Wanneer Dawid God 'n rots noem, sê hy eintlik vir my en vir jou, God is onbeweeglik. Hy verander nie, hy breek nie, hy skuif nie. Hy is die een wat staande is. Hy is die een op die troon. Hy is die een wat almagtig is. Hy is die een wat alomteenwoordig is. Hy is ons rots. En die teendeel of die ander kant van rots is natuurlik wankel. In Psalm 62 vers 3 lees ons, net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Die teendeel of die ander kant is wankel. Is wankel. Die Hebreëse woord wat gebruik word is die woord mot. Dit beteken om te gly, om te bewe, om jou balans te verloor, om ineen te stort. Die wêreld is mot, maar God is sterk. Die wêreld beweeg, maar God bly staan. Die wêreld skud, maar God bly die een in beheer. Nou die grootste skudding in die geskiedenis van die mensdom, van hierdie aarde, was toe Jesus aan die kruis gesterf het. Ons lees in Matteus 27 vers 51, en kyk, die voorhangsel in die heiligdom is van bo tot onder in twee geskeur. Die aarde is geskit en die rotse is oopgebreek. En natuurlik ook Jesus se opstanding in Matteus 28 vers 2. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Waarom is dit so belangrik? Waarom is dit so belangrik? Omdat God besig was om 'n onwankelbare koninkryk te vestig. Hebreërs 12 vers 28 sê, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Soos hy dit wil. Baie jare gelede aan die kus van Engeland was daar jare skepe wat teen die rotse gebots het. Hulle het nie 'n ligtoring gehad nie, hulle het nie 'n vuurtoring gehad nie. Daar was gereeld skepe wat teen die rotse gevaar het. Toe bou hulle 'n vuurtoring op 'n massiewe stuk rots. Die mense het nogal gewonder, want hulle het in daai tyd het hulle nogal regtig ewige storms gehad. En hulle het gewonder, gaan hierdie vuurtoring ooit hierdie groot storms oorleef? Toe kom daar 'n geweldige storm, 'n geweldige een. Die wind het gehuil, die golwe het soos berge teen die toring gebreek, die see het probeer om alles weg te ruk, maar die volgende dag het die vuurtoring nog gestaan. Die mense het die wagter gevra hoe hy dit beleef het en wat hy deurgemaak het daardie aand.
En hy sê die storms het alles probeer skud, maar ons staan vas op die rots. Ons staan vas op die rots. En dit is presies wat Dawid getuig wanneer hy Psalm 62 skryf. Net by God vind ons rus, of vind ek rus. Want van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle harte voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik, mense is niks. Op 'n skaal wys hulle geen gewig nie. Wel, ek is bly Dawid dink so. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou nie. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou na aan die hart lê nie. Een ding het ek gehoor God sê, nee, twee sê hy, dat net God mag het en 'n mens net op U, Here, kan vertrou en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Die golwe mag slaan, die wind mag waai, die wêreld mag bewe, maar elke lewe wat op Christus gebou is, sal bly staan. Sal bly staan. Maak nie saak watter seisoen jy is nie, maak nie saak watter storm jy deurgaan nie. As jy op Christus gebou is, as jou verhouding regtig op die regte plek is, as jou verhouding suiwer is en eg is, sal jy bly staan. Dit is die waarborg wat ek vanmôre vir jou kan gee. Ek is klaar. Ek het gedeel wat die Here op my hart gesit het vir hierdie diens vanmôre. Maar voordat ek vir ons gaan bid, wil ek vir jou 3 vrae vra. Wat ek wil hê jy moet eerlik antwoord by jouself. Nommer 1, waarop rus jou fondament regtig? Waarop rus jou fondament regtig? As alles vandag weggeneem sou word van jou, jou werk, jou sekuriteit, jou gesondheid, alles, sou Christus vir jou genoeg gewees het? Dis 'n vraag wat ek en jy moet antwoord. 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. En dan natuurlik die tweede vraag wat ek wil vra is, waarheen draai jy eerste wanneer jou wêreld skud? Wanneer 'n krisis kom, hardloop jy na beheer? Ek moet in beheer wees, ek moet 'n situasie, moet ek bestuur, ek moet die oplossings kry? Hardloop jy na mense toe? Hardloop jy na vrees toe? Of hardloop jy na God se teenwoordigheid toe? Psalm 46 vers 2, God is vir my of vir ons 'n skuilplek en 'n bron van krag. As hulp in die benoudheid is hy altyd te vind. Derdens wil ek vir jou vra vanmôre, waarna kyk jy wanneer die storm aankom? Waarop is jy gefokus? Soos Petrus op die water, solank hy na Jesus gekyk het, het hy geloop, maar die oomblik toe hy sy aandag van God af wegvat, van Jesus af wegvat, het hy begin sink. Jesaja 26 vers 3 sê, 'n standvastige gesindheid sal u in volkome in vrede bewaar, omdat daarop u vertrou word. Miskien voel jy vandag, my wêreld is in die beweeg. My hart is vol vrees. My lewe is onstabiel. Die Here roep jou nie na beheer nie, familie. Hy roep jou om te vertrou. Om te vertrou. Psalm 121 vers 1 tot 2 sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wanneer die grond onder jou beweeg, kniel. Wanneer alles skud in jou lewe, bid. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, hou vas aan Christus. En onthou hierdie volgende woorde. Elke lewe wat op hom gebou is, sal vir ewig bly staan. Elke lewe wat op hom gebou is, sal vir ewig bly staan. Mag die Here met jou wees. Mag hy by jou wees in jou storm, in jou omstandighede, waar ook al jy jouself bevind. En mag jy bevind dat hy werklik genoeg is vir jou. Kom ons sit so en dan sluit ons oop. Here Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat u woord soveel goed vir ons oopbreek. Here, ons lewe in 'n tyd wat dinge regtig nie goed gaan nie. Ons sien die oorlog wat plaasvind. Ons sien hoe lewenskoste net onbekostigbaar duur raak.
Ons sien hoe mense in krisis beland. Ons sien hoe mense se omstandighede drasties verander. Maar Here, ons besef vanmôre terwyl ons hier so sit, dat U is nog steeds die een in beheer. U is nog steeds die een op wie ons kan vertrou, wie vir ons voorsien, wie ons lei, wie ons beskerm en wie ons seën, Here. Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons altyd gefokus wees op U. Mag ons soos Petrus uit die boot uitklim in die storm, hy eerste tree gee op die water en ons fokus 100% op U, Here. Help ons om nie deur afleidings bekommerd te wees nie. Help ons om nie na die wêreld te kyk en na ons omstandighede te kyk of na situasies of na krisisse of storms te kyk nie. Maar help ons om gefokus te wees op U, Here. Want U is die een wat saak maak in ons lewens. Help ons om U eerste te stel in ons lewens. Maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie. Maak nie saak of dit goed gaan of dit sleg gaan nie. U sal altyd eerste bly in ons lewens. Ek sê dankie vir elke persoon wat vanmôre hier was. Here, dalk was hierdie boodskap net vir een persoon bedoel, of dalk was dit vir baie bedoel. Maar Here, sal U met hulle wees. Sal U hulle seën met U teenwoordigheid. Mag hulle bewus wees dat hulle nooit alleen is nie, maar dat U saam met hulle is, dat U teenwoordig is en dat U vir hulle omgee. Dat U daar is soos 'n Vader en U wil daai intimiteit hê, U wil daai verhouding hê. U smag na daardie verhouding. Mag ons daardie verhouding lewend hou, Here. Mag ons dit intiem hou, Here. En mag ons al nader aan U beweeg. Ek sê vir U dankie vir alles. Mag U nou verheerlik word deur alles wat ons verder hierdie week doen, deur elke woord wat gepreek word, elke woord wat gespreek word, elke woord wat gedeel word, elke keuse wat ons maak en elke aksie wat ons doen. Mag U verheerlik word, mag U geloof word en mag U geprys word, want U is waardig om geloof en prys te word. Ons bid dit als, Here, in die wonderlike en die groot en heilige naam, die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker, en almal sê saam, amen. Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel gewees het. Dankie dat jy na die boodskap geluister het of gekyk het. Mag jy dit met iemand spesiaals deel en mag jy 'n fantastiese lekker dag en lekker week hê. Die Here seën jou en ons gesels weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens julle.